Here, halleluja. Dis 'n voorreg vanmôre my om te weet dat ek deel kan wees van 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Here, ons prys. Maar ek wil vanmôre oor iets praat wat al baie oor gepraat was. Ek wil gedeeltes lees wat al baie gelees was. En ek het myself die vraag afgevra, Here, hoe moet ek dit oorbring wat U op my hart lê? Want vanmôre was daar al soveel preke gepreek in hierdie wêreld oor die woord van die Here. As ek vanmôre gaan skrifte noem, dan gaan almal vir my sê wat na my luister, ek het dit al gehoor. As ek praat oor wat ek vanmôre oor wil praat, gaan baie van my sê, ek het dit al gehoor. Maar ek wil vanmôre oor iets praat wat nie net op my hart lê nie, maar wat op die Here se hart lê, dat sy kinders moet weet. En ek wil vanmôre lees uit 'n gedeelte uit 2 Konings 5. 'n baie bekende gedeelte. Daar was al baie oor gepraat en baie oor gepreek en baie oor gesê. Maar ek kom agter vanmôre dat die kinders van die Here in hierdie lewe wat hulle lewe, is so vasgevang in hulle eie omstandighede, en dat die kinders van die Here leef in 'n, hoe gaan ek sê, so asof baie goed tot stilstand gekom het in hulle eie lewe. 2 Konings 5 praat van 'n man, Naaman, wat 'n groot probleem in sy lewe gehad het. Hy was 'n leerowerste, maar hy was malaats. Hy het baie goed gedoen in sy lewe. Hy was 'n goeie soldaat gewees. Maar hy het hierdie probleem in sy lewe gehad wat vir hom baie probleme gebring het. Nou vers 3 lees ons vanmôre van iets baie besonders. En ek gaan van vers 2 af lees. En die Arameërs het in die bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens Naaman se vrou gekom het. Nou hierdie dogtertjie is maar baie klein en baie jong. Sy kom uit 'n huis uit. Ek weet nie hoe sy gevoel toe hulle haar wegvoer nie. Seker baie bekommerd en benoud. As ek so dink aan kinders vandag, is kinders baie afhanklik van hulle ouers. Ek wonder hoe sal Liani voel vanmôre as sy ontvoer moet word, weggevat word na 'n plek toe wat sy nie ken nie. Baie benoud en baie bang. Maar hierdie dogtertjie het iets besonders gehad by haar. En sy het gesien dat hierdie man wat malaats is, baie swaar kry. In vers 3 sê hierdie wonderlike woorde. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my Heer maar net by die profeet
wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Nou dis iets baie besonders. Hierdie dogtertjie weet van hierdie profeet. En sy het geweet, as hierdie man maar net by hierdie profeet kan uitkom. En soos die skrif verder praat, het sy dit genoem. Maar hierdie Naaman doen iets baie snaaks. Hy doen nie wat die my dogtertjie sê nie. Hy gaan en hy skryf 'n brief vir die koning. Hy is so desperaat, hy weet nou nie meer wat om te doen met hierdie malaatsheid waarmee hy sit nie. En hy skryf vir hierdie koning 'n brief. En die Bybel sê dat hierdie koning, toe hy hierdie brief lees, skeer hy sy klere. Ek wil dit lees in vers 7. Sê hy, sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewe te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem. Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Nou hierdie koning was 'n benoudheid, want hy voel dat hierdie man verwag van hom iets wat hy nie kan doen nie. En wat baie interessant is, vers 8 sê, maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. Nou dit is baie interessant dat Elisa verwys na homself as die profeet en dat hierdie man hom moet kom sien. En soos ons verder lees, praat ons van, en ek wil dit net lees vers 11. Of kom ons lees in vers 10. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Hier gee Elisa hom 'n instruksie. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan. En wat baie snaaks is, dat hierdie Naaman, wat soveel moeite gedoen het om hierdie profeet te sien, word kwaad en hy word ongelukkig. Hy sê hierdie woorde in vers 11, maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Nou ons mense vandag is net so. Ons verwag wanneer daar goed moet gebeur om ons sekere dinge in ons lewe te verander, dan moet dit op een of ander manier gebeur sodat ons dink dit moet gebeur. Maar hierdie profeet doen suiwer dit wat God vir hom gesê het wat hierdie Naaman moet doen. En wat baie interessant is, vers 13 sê hierdie woorde, toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit dan gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word. Vers 14, daarop het hy afgeklim
en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. En hierdie verhaal vertel my een ding, dat ons in hierdie tyd wat ons lewe is presies net dieselfde. Ons as kinders van die Here, en ek wil vanmôre praat met elkeen vanmôre wat aanspraak maak daarop, dat hy 'n kind van die Here is. Vandat ons die Here begin dien het alles nie sommer net verander, en alles het in plek geval, en alles werk uit soos wat ons dit wil hê nie. Maar in elke man en vrou, of jong seun en jong dogter se lewe, van tyd tot tyd, gaan deur omstandighede en situasies, wat altyd nie aangenaam is nie. Want ons is in hierdie lewe, ons is blootgestel aan goed wat gebeur. Maar ongelukkig is ons as mens so vasgevang in ons eie self, dat die meeste van tyd dan probeer ons die probleme oplos. Die meeste van tyd probeer ons se uitkomste uitwerk. Die meeste van tyd wil ons in beheer wees van alles. Sodra iets buite jou beheer gaan, dan val jy in 'n paniek. En jy is benoud. En jy voel dat jy geen beheer oor dit wat in jou lewe gebeur nie. Solank jy in beheer is van jou lewe, voel jy veilig. Maar sodra iets gebeur in jou lewe, wat jy nie oor beheer het nie, dan raak mense paniekerig, mense raak benoud, vrees kom oor hulle lewe, en mense val in 'n situasie waar hy in so 'n toestand is, dat hy naderhand nie daar kan uitkom nie. Nou ek wil vanmôre praat met die kinders van die Here oor een saak. En daaroor is baie al gepraat en baie oor gepreek, maar ek wil vanmôre met elkeen oor dit praat, omdat die Here dit op my hart gelê het, en dit is geloof. Om God te glo. Toe Naaman na hierdie profeet toe gaan, het hy in sy eie mens wees, sy eie idees gevorm, wat moet gebeur, sodat hy kan gesond word. Hy het dan gesê, hoekom het hierdie man dan nie sy hand op my gelê, en hoekom het hy nie oor hierdie sere vir my sy hande gewaai, en hy het 'n idee gehad, wat hy dink moet plaasvind, sodat hy gesond kan word. En nog die ergste van alles is, hierdie profeet het nie self na Naaman toe gegaan nie. Hy het sommer iemand gestuur, en gesê, gaan sê vir hom. Nou hierdie koning, of hierdie, hoe sal ek sê, leerowerste, wat so belangrik gevoel het, want hy is mos in beheer van baie goed in sy lewe, het so vernederd gevoel, omdat dit op so 'n manier plaasvind. En baie keer wil die Here hê ons moet bietjie van ons troontjie afklim, en ons moet besef dat ons is nie altyd so belangrik as wat ons dink nie. Die woord van die Here sê, God se weë is nie ons weë nie, en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Is nie altyd wat ons dink oor goed, dat dit so is nie.
Ek wonder of ons werklik God kan verstaan in die tyd wat ons in lewe. Daar's mense wat loop met soveel vrae in hulle gedagtegang en hulle harte oor goed in hierdie lewe en mense wonder hoekom baie goed gebeur in hierdie lewe. Ek wil vanmôre vir u sê, ons het nie die antwoord vir alles in hierdie lewe nie. Maar een ding kan ek vanmôre vir u sê, elke man en vrou wat God dien en sy vertroue in God plaas en die Here glo dat sy woord die waarheid is, sal nie deur die Here teleurgestel word. Ek wil vir u lees vanmôre in die Nuwe Testament. En ek wil vir u lees Matteus 8 vers 13. Hier kom 'n hoofman van Kapernaum na Jesus toe met 'n behoefte dat sy knegt nie gesond is nie, maar ek wil hierdie versie by u los dat u moet dink wat ek vanmôre vir u wil sê. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Dit is nogal baie interessant dat dit dieselfde tipe instruksie is wat Naaman gekry het. Naaman, gaan na die Jordaan toe en was jou 7 maal. Dis 'n instruksie. Hier sê Jesus, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. Nou was baie interessant dat Jesus vir hom gesê het, soos jy geglo het. Ek wil 'n gedeelte weer lees ook. In Matteus 21 vers 22. En luister hierdie woorde. Kom ons lees van 21 af. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat, luister mooi, wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Nou wil ek dit beklemtoon op vers 22. En alles, luister mooi, nie sekere goed nie, alles wat julle in die gebed vra, sal julle, nie miskien nie, sal julle ontvang, wanneer? As julle glo. Jy vra vir my vanmôre, maar ek het al gebid en die Here antwoord my en die goed verander nie, want jy glo nie. Die Bybel lieg nie. Die woord sê, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Ons almal glo die Bybel is die waarheid. Ons almal glo dat wat in hierdie woord staan, kan ons toepas in ons eie lewe. Ons wil altyd die skuld sit op baie goed. Ons wil altyd verklaar hoekom sekere goed nie gebeur nie. En hier is die antwoord. Omdat julle nie glo nie.
En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang. Wanneer? As julle glo. Wil weer verder, ek gaan 'n paar skrifte lees vanmôre. En ek wil vanmôre dit by elke kind van die Here los. Want elke kind van die Here vanmôre wat bid en sê die Here antwoord nie my gebede nie. Elke kind van die Here wat in omstandighede is en sê maar ek weet nie hoekom my omstandighede nie verander nie. Markus 5 vers 36. Weet jy, mense val vas in vrees omdat hulle nie glo nie. Mense word bang. Ek wil vanmôre vir u sê, daar's mense vanmôre wat nie uit hulle huis uit wil gaan nie omdat hulle vrees. Daar's mense wat bang is vanmôre vir baie goed in hulle lewe. Hoor wat sê Jesus hier? Markus 5 vers 36. Maar dadelik toe Jesus die woorde hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: Moenie vrees nie, glo net. Wat moet ons glo? Hoe werk dit? Dit is nogal baie interessant dat die Bybel praat van ons moet glo, maar ons het nie altyd die verstaan van dit nie. Ek wil vanmôre vir u sê, as die Bybel nie die waarheid is nie, dan moet jy maar ophou om kerk toe te gaan. Markus 11 vers 24 sê hierdie woorde: Daarom sê ek vir julle, dit was Jesus wat praat, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Ek wonder hoekom die kinders van die Here hierdie skrifte nie 'n werklikheid maak in hulle eie lewe nie. Sê Jesus weer, daarom sê ek vir julle, alles, nie sekere goed nie, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jesus weet dat sy Vader is die Almagtige. Daar's niks by hom onmoontlik. Jesus weet dat sy Vader is in beheer van hierdie hele wêreld met alles wat daarin is. God kan enigiets vermoere doen. By hom is daar geen perk en jy weet nie hoekom kan God sekere goed nie doen nie, want ons beperk hom. Ek vra elke kind van God vanmôre, glo u werklik, soos wat ons elke dag sê ons glo? Ek vra vanmôre dat ons as kinders van die Here vanmôre 'n verantwoordelikheid het om hierdie woord uit te leef. Hoeveel kinders van die Here vanmôre sê my gebede word nie geantwoord nie. Die goed werk nie altyd uit soos ek gedink het nie. Wat is geloof? En ek wil vanmôre hierdie gedeelte met u los vanmôre, dat u vanmôre moet besef dat ons as kinders van die Here is nie alleen nie. Ons as kinders van die Here is hier vanmôre met die wete dat God is daar om elke kind van die Here te ondersteun.
Die skrif sê hierdie woorde, en dit is 'n gedeelte wat baie gelees was, en baie was al daaroor gepraat. In Hebreërs 11 vers 1 sê hierdie woorde: die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Dis 'n skrifgedeelte wat baie gelees word, maar vermoere verstaan mense dit nie. Ja, ons lees dit baie keer. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Hoe pas ons dit toe in die algemene lewe? Nou, ek wil vanmôre 'n paar voorbeelde noem, dat ons vanmôre kan besef hoe werk dit. As iets breek in jou huis, en jy kan dit nie regmaak nie, wat gebeur? Jy bel iemand wat dit kan regmaak. En jy laat die persoon uitkom na jou huis toe. En jy los die persoon, laat die persoon gaan werk aan die probleem wat in jou huis is. En wat baie interessant is, en dit is sodra iets breek in jou huis. Ek het al 'n paar gevalle gehad waar 'n pyp gebars het in my huis, gebreek het, en dan is die wêreld vol water. Dan kan ek dit nie regmaak nie. En wat gebeur? Die oomblik wanneer jy iemand kry wat dit kan regmaak, wat doen jy? Jy gaan sit en ontspan, want jy's nou nie meer in beheer van die probleem nie. Jy het die probleem nou gelos vir die persoon om reg te maak, en jy gaan en jy drink tee, jy ontspan, jy het nie meer daardie spanning in jou lewe nie, want jy vertrou die persoon wat jy gekry het om dit reg te maak, dat hy dit gaan regmaak. Vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop. As 'n komputer breek, dan vat hy hom na iemand toe wat hom kan regmaak. En hy gaan los die komputer by die persoon, en hy klim in sy voertuig, en hy ry huis toe. Hy sit nie meer sy gedagte op die rekenaar nie, want hy weet, die persoon vir wie hy dit gegee het, gaan hom regmaak. Hy vertrou, hy het 'n vaste vertroue op die persoon weet wat hy doen. Nou gaan julle my vra, maar hoe kan dit sommer maar net gebeur? Nou, baie interessant, hulle praat ons van, jy moet jouself adverteer. En mense loop en sê, man, as jy nou regtig iemand wil hê wat iets kan regmaak, gaan na daardie persoon toe. En elke persoon wat na die persoon toe gegaan het, kom terug en sê, die persoon weet wat hy doen. Nou hierdie woord vanmôre is volgeskryf in advertensie van Jesus Christus en wat hy kan doen. Hierdie Bybel praat van die seun van God. En daar's soveel opgeskrywe wat God kan doen in die Ou Testament. Daar's soveel wat opgeskrywe is in die Nuwe Testament wat God kan doen deur sy seun Jesus Christus. Hier is genoeg advertensie om te kan vertel wat is God in staat om te kan doen. Nou wonder ek hoekom mense nog twyfel. Snaaks dat hulle nie twyfel om die rekenaar te vat na 'n plek toe om die rekenaar reg te maak nie, en dan gaan hulle huis toe en hulle gaan aan met hulle algehele lewe en hulle wag nou dat die oproep gebel word en gesê, meneer, jou rekenaar is reg, jy kan hom kom haal. En die hele tyd wanneer daardie persoon nie die rekenaar by hom het nie, is hy nie bekommerd nie.
Want die stres is van hom al weg om hom reg te kry. Want hy weet die persoon wat die rekenaar reg gaan maak, gaan 'n goeie werk doen. En as hy hom gaan haal, kan hy weer met hom werk. Maar dit is so snaaks dat as ons na Jesus Christus toe gaan, met ons probleme, dan vertrou ons nie die Seun van God nie. Ons kan nie na Jesus toe gaan met ons probleme en ophou om te bekommer oor dit wat ons geplaat nie. Dan vra hy vir my nou maar, hoe is dit dan? Dan verduidelik ek die vanmôre, hoeveel mense is in ongeloof. As ek die Seun van God iets gevra, die Bybel sê, luister mooi, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. As ek na die Seun van God toe gaan, en ek het 'n probleem, of ek het 'n situasie, of ek het verlossing nodig, of ek het iets nodig wat werklik waar te doen het met bekommernis in my lewe. Hoekom vertrou ek nie dat die Seun van God in staat is om my probleem op te los nie? Ek gaan 'n gedeelte lees in die Bybel. Luister mooi. Wat sê die Bybel? In Matteus 13, vers 58. Ek bring hierdie woord vanmôre nie uit myself uit nie. Daar is soveel gepreek al oor geloof. Daar is soveel gepreek al oor die Seun van God. Daar is soveel al gepreek oor al die skrifte in die woord van die Here. Maar tog vanmôre is dit so asof die kinders van die Here God nie kan glo nie. Matteus 13 vers 58 sê hierdie woorde, en hy, dit is Jesus, het deur vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Wat is ongeloof? Is om Jesus nie te vertrou. Dis om te twyfel of die Seun van God my omstandighede kan verander. En ek wil vanmôre vir u sê, dat die Here is daar om sy kinders te ondersteun, maar dis weens die mens se ongeloof, dat baie goed nie gebeur nie. Hoeveel kere dan vra jy vir die Here goed, maar jy loop nog in bekommer. Jy loop nog, en jy wonder oor jou probleme vanmôre. Gee dit vir Jesus, soos wat jy jou tydelike probleme kan gee vir iemand om dit reg te maak. My kar het baie lank gestaan. Baie lank. En op 'n stadium moes daar werk gedoen word aan my kar. En ek kon dit nie reg kry nie. En my seun het vir my gesê, hy gaan my help. En toe hy dit vir my sê, toe is dit asof daar so vrede oor my kom. En ek het geweet, as hy my help, gaan my kar weer regkom. Hoekom kon ek Jesus nie so glo nie? Hoe kan ek my seun glo dat as ek net my kar by hom kan uitbring, dan gaan my kar loop? As ek net my probleem na Jesus toe kan vat, hy kan my verlos, hy kan my vrymaak. As ek maar net na Jesus toe kan gaan, gaan alles verander. Ek wil vanmôre vir u sê, dit het tyd geword, dat die kinders van God weer die Here begin glo. Die Here lê hierdie woord op my hart, omdat die woord van die Here sê, en dit is iets wat regtig 'n groot
kommer is vermoere. Die Bybel sê, dat Jesus sê hierdie woorde, dat as hy terugkom, gaan hy geloof vind. As hy terugkom, sal hy geloof vind. Kom dat ons vermoere, ons self 'n vraag vra vermoere. Hoe glo ek die Here? Beperk ek die Here vermoere? Die Here kan net hierdie gebed antwoord. Die Here sal nie daardie gebed antwoord nie. Die Here sal nie luister na dit nie. Ons het soveel goed wat ons sê, maar die Bybel sê, alles wat ons die Here vra. En ons glo dit. Dit sal gebeur. Maar ek as mens sê, nee, ek kan nie bid vir dit nie, ek kan nie bid vir dit nie. Die Here sal nie dit antwoord nie. Ek wil vanmôre vir u sê, dit het tyd geword dat mense besef, wie is die Seun van God? Toe Jesus op aarde was, het hulle nie geweet met wie hulle te doen het nie. As hulle maar net besef het, dat dit was die Seun van God gewees, wat in hulle midde verskyn het, sou daar soveel goed verander het. As ek maar net besef dat God is 'n werklikheid vermoere. Hy kan jou help. Hy wil jou help. Hy sal jou help as jy hom net glo. Maar ons as mens is so vasgevang in ons eie dinge vermoere. Ek wil afsluit met 'n gedeelte wat ek laastens wil lees. Lukas 8 vanaf vers 1. En jy moet baie mooi luister. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moet moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teerparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Ons wil mos die Here beveel wat om te doen. Ons wil mos, ons dink as ons bid, dan moet die Here vir ons luister. Wie is ek? En wie is God vermoere? Ek wil vermoere vir u sê, God is daar om sy kinders te ondersteun. Maar die Here weet ook hoekom hy baie goed weerhou van ons as sy kinders. En hier leer ons in die woord van die Here. Luister mooi wat hy sê. Sal God dan reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot op hom roep? Nee, en al is hy al ook lankmoedig in hulle geval. Daar's tye wat die Here nie direk jou gebed antwoord nie. Want die Here weet hoekom. Ek en my vrou, jare terug, ek praat van pastoor Hyman, was nog daardie jare deelagtig van die lede in Christus Kerk. Staan hy by my en my vrou
En hy profeteer vir ons. Ek praat van baie jare terug. Ek praat seker van 18, 19 jaar terug. En hy sê, die Here sê, julle gaan baie geld ontvang. Jaar nadat hy dit vir ons geprofeteer het, toe ontvang ons dit. Nie direk nie 'n week daarna nie, maar die Here het dit vir ons voorsien toe ons dit nodig gehad het. Ek wil vanmôre vir u sê, vertrou God en weet, hy weet wat is die beste vir sy kinders. Is nie te sê dat die Here jou gebed nie direk antwoord, dat hy gee nie vir jou om nie. Dis dalk omdat hy vir jou omgee, dat hy nie die gebed direk antwoord nie. En ek wil 'n gedeelte vir u wys vanmôre, 'n slagspreuk. En hierdie slagspreuk sê hierdie woorde: Sometimes faith will make you look stupid until it starts to rain. Noag se tyd. As jy glo, gaan baie dalk jou nie verstaan nie. Baie gaan dalk nie saam met jou stem nie. Jy gaan lyk asof jy stupid is, sê hierdie ding. Maar as dit begin reën, as God jou gebed antwoord, gaan ander beskaamd staan. Hou vas aan die Here, kind van God. Glo dat hy 'n waarmaker van sy woord is. As die Here jou gebed nie antwoord nie, vertrou hom vanmôre. Soos wat jy daardie loodgieter vertrou om jou pype in jou huis reg te maak, as jy vir hom gesê het, die pype is stuk en maak dit vir my reg. En jy in jou sitkamer gaan sit en tee drink terwyl hy besig is om die pype reg te maak, kan jy nie God so vertrou nie. As jy iets na die Here toe gevat het, los dit daar. En vertrou God, dat God is in beheer van jou situasie. Hoekom bekommer jy verder? Ek bring vanmôre hierdie woord, wat die Here dit op my hart gelê het. Jy het al baie kere dit gehoor, jy moet glo, jy moet glo. Hoe glo mens? Vaste vertroue. Dit wat die woord van die Here sê. 'n vaste vertroue. As jy nie iets kan regkry nie, en jy gee dit vir die Here, los dit vir die Here. Hy is in beheer, hy weet wat hy doen. Ons wil baie keer die werk van die Here doen. Of as dit nie te gou gebeur nie, dan twyfel ons. Dit moet nou gebeur. Die Here weet hoekom hy goed in ons lewe toelaat. En ek wil vanmôre dit los by elke kind van die Here vanmôre. Glo God. Jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Kyk terug op jou pad, kind van die Here. Dat hoeveel keer het die Here jou deurgedra? Hoeveel keer het die Here jou gebede geantwoord? Nie soos jy dit dalk wou gehad het nie. Maar tot vandag toe moet jy erken, as dit nie die Here was nie, sou jy dit nooit gemaak het. Dis Jesus wat verlos en vrymaak. Toe hy sterf aan die kruis en Lucifer oorwin het, vanmôre wil ek vir u sê, is hy in staat om dit te breek in jou lewe wat Lucifer oor jou uitgespreek het. Hy kan jou verlos van wat 'n probleem jy ook al mag hê vanmôre. Daar's geen mag in die duiwel se kant wat te groot is vir Jesus om kragteloos te stel. Lucifer was oorwin toe hy die hemel uitgegooi is. Lucifer was oorwin toe Jesus gesterf het aan die kruis
en hy opgestaan het, en in die doodryk in beweeg het, en die sleutels gevat het, en ek wil vanmôre vir u sê, dat Jesus is nog steeds in beheer, soos wat hy in beheer was, toe hy gesterf het en aan die kruis gegaan het, en daar gehang het, het hy geweet, dat sy Vader in die hemel, hom nie in die steek sal laat. En toe Jesus daar afloop in die doderyk en daar die sleutels neem by Lucifer, wil ek vanmôre vir u sê, net so vat hy daardie probleem van jou, en hy maak dit kragteloos vanmôre. Want die woord van God sê, alles wat jy hom vra, sal hy vir jou doen. Wanneer? As jy hom glo. Hoekom antwoord die Here jou nie, want jy glo hom nie? Watter ander antwoord het hy vanmôre vir my? Dis al antwoord wat ek het. As die Here jou gebed nie antwoord nie, is omdat jy nie glo nie. As jy wil hê God moet jou gebede antwoord, glo hom. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue, dat as ek my probleem vir die Here gegee het, gaan hy dit vat en hy gaan dit oplos. Ek wonder wat sou die loodgieter gedoen het, as hy daar na jou huis toe gegaan het, en jy sy tools uit sy hand uit gevat het, jy wil die pype regmaak, maar jy het hom gevra om dit te doen. Dis wat die kinders van die Here vandag doen. Jy gaan bid oor jou probleme, en as jy klaar gebid het, dan probeer jy planne uitwerk. Hoe gaan jy hierdie probleem oplos? En jou gedagtes is heeltyd besig met hierdie probleem. Jy's heeltyd besig om te bekommer. Jy sit daar en jy weet nie meer watter kant toe nie, maar jy het nou net gebid. Wanneer gaan jy dit vir Jesus gee? Wanneer kan jy regtig God vertrou vanmôre? Soos wat die skrif sê, geloof is 'n vaste vertroue. En dit wil ek vanmôre vir elke kind van die Here los vanmôre. Al lyk jy soos 'n dwaas voor ander. Baie keer kan mense vir jou lag en sê, maar hoe kan jy dit glo? Ek wil vanmôre vir u sê, die Here verstaan jou en hy weet vanmôre beter as wat enige mens weet. Jy sit vanmôre hier wat niemand van weet nie. Jy sit met 'n probleem wat jy graag wil opgelos hê en jy sê dit vir niemand nie. Die Here sê in sy woord, nog voordat jy dit gevra het, weet hy wat jy nodig het. Kom dat ons die Here vertrou vanmôre. Kom dat ons vanmôre ons geloof in die Here sit. En weet dat hy hou die toekoms in sy hande. En hy is in beheer van ons lewe alleenlik wanneer ek dit toelaat vanmôre. En kom dat ons minder in beheer raak van ons eie lewe en ons sit ons vertroue in die Here vanmôre en weet dat hy gaan vir ons deurdra en hy sal vir ons gee dit wat nodig is. Amen. Ons sê vir broer Warren dankie vir die woord wat hy gebring het. Kom ons staan, gaan ek my ma vra ons dienste vandag. Dat ons vanmôre vir u dankie sê dat ons hier by mekaar kon wees. Here Ek wil Jesus. vir u dankie sê vir die woord wat uitgegaan het, maar ek wil vra dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal doen dit wat u wil hê. Here, dat ons vertroue op u sal sit, want u weet die beste. Gaan met ons verder en bring ons weer op u tyd by mekaar. Dit vra ek in u naam sompel. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.